Goed, vers 11. Dan moet julle na die plek wat Jahwe julle God sal uitkies, om sy naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel. Julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en julle offergawes van julle hand, en al julle eergelofte offers, wat julle Jahwe, julle God sal beloof. En julle moet vrolik wees, weer eens. Wat gaan saam met die offers? Droefheid en smart en hartseer? Nee, vrolikheid, dis 'n fees. Hoekom is daar feeste? Dis vrolikheid. En julle moet vrolik wees voor die aangesig van Jahwe julle God. Julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en die leviete wat in julle poort is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie. Dis nie die leviet. Moenie laat die leviet agterbly, laat hy in armoede verval nie. Neem jou in ag dat jy jou brandoffer nie bring op elke plek wat jy sien nie. Hoekom nie? Hoekom kan ek nie enige plek offer nie? Ek bly ver. Hoekom moet ek op die plek offer wat hy my aanwys? Vers 11. Dan moet julle na die plek wat Jahwe julle God sal uitkies. Nou, hulle is nog nie daar nie. Hulle weet nog nie van waar die offer gaan gebeur nie, want het is nog nie in die land nie. Maar hy sê, moenie enige plek offer nie. Ek gaan vir julle 'n plek wys. Daar's net een plek en jy moet daar offer. En waar was die plek toe nou? Jerusalem. Hoekom daar? Hoekom moes hulle daar offer? Want dis waar Yeshua geoffer is. Dit wys die heeltyd heen. Soos wat die Sabbat heen wys na die rus waar ons moet ingaan. Elke 7de dag wys die Sabbat. Daar kom rus, daar kom rus, daar kom rus. Elke keer wat hulle gaan offer, wys die offer, daar kom 'n offer, daar kom 'n offer. Waar offer hulle? In Jerusalem. Waar het die offer gekom? In Jerusalem. Vader het nie vir hulle gesê nie. Hy sê net, offer waar ek sê. Wat gebeur as op ander plekke offer? Dis verkeerd in die oë van Vader. Wat het Jerobeam gedoen? Hy het gesê, offer sommer hier. Hoekom wil hulle na Jerusalem toe gaan? Want hy was bang sy volk raak afvallig. En elke keer as ons lees van die konings van Israel, dan sê Vader, het gebly by die sondes van Jerobeam. En wat was dit? Om daar te offer. Hulle moes in Jerusalem offer, maar hulle het nie. Vers 14, maar op die plek wat Jahwe in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffer bring en daar alles doen wat ek jou beveel. Ekskuus, is daar iemand? Hoor iemand? Yes. Dan net hierdie vers wat sê, neem in ag dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie. Nou, soos ek verstaan, soos wat jy nou gesê het, ek verstaan 100% dat dit heen wys van waar Joshua geoffer word, of geoffer was. Maar nou kry jy nou baie mense wat offer, somme op hulle plaas en hulle het 'n altaar gemaak en so aan, en dit is eintlik dan laster, want ek meen, dit wys heen na 'n ander profesie, as wat hulle op, kom ons sê, hoop sit of staat maak, as mens dit so kan sê, en ek weet nie, is Vader so kwaad geword het vir Jerobeam, hoe kwaad moet nie die ouens word wat die inligting het, wat kon sien wat gebeur het toe Jerobeam het gedoen het nie. Is maar net wat ek nou maar net aan dink. Jy is helemaal reg, Werner, en dit is die groot ding van die vervulling van die ou verbond, van die wet en die profete. Is die vervulling. Wat het dit gesê? Dit gaan gebeur. Nou is dit vervul in Yeshua, maar ek hou aan om dit te sê. As ek aanhou om te offer, soos jy nou sê, dan sê ek, die volmaakte offer moet nog kom. So wat doen ek? Ek ontken sy verlossing. As ek aanhou om te besny, wat sê ek? Die besnydenis, waarna die besnydenis verwys, moet nog kom. Dit het nog nie gekom nie, maar dit het gekom. Wat is dit? Dis die besnydenis van my hart. Dis die aflê van die verkeerde. Dis die kruisig van die ou mens. Dis die besnydenis. Dis waarna die besnydenis verwys het. Nou besny ek nog steeds. So wat sê ek? Dit moet nog kom. Dieselfde met die Sabbat. Ek sê die rus moet nog kom, maar dis wat die Sabbat gesê het. Hulle het in die beloofde land ingegaan, maar dit was nie die rus nie. Toe sê die Sabbat, elke 7de dag, die rus kom nog, die rus kom nog. Het die rus nou al gekom? Ja. Wanneer? Vandag, as jy sy stem hoor. Verhard jou hart nie. Gaan in sy rus in. Die rus gaan nie nog kom nie. Ons het in sy rus ingegaan, want die vrede van God wat alle verstande bowe gaan, is reeds in my. Ek het rus. Wat is daai rus? Ek weet wie ek is. Ek weet wie hy is. Ek weet waar ek vandaan kom, ek weet waar ek heen gaan. Ek weet alles. Ek het geen onrus nie. Ek verstaan. Ek is nie meer 'n slaaf nie, maar ek is 'n vriend. 'n Slaaf weet nie wat sy baas doen nie. Maar 'n vriend weet alles.
Ons is sy vriend. So ons weet, ek het in sy rus ingegaan. Ek wag nie vir rus nie. Ek het ingegaan. Nou ek die Sabbat, wat sê ek? Daai is nie die rus nie, dan moet nog rus kom. En so aan en so aan, en die Pasga. Ek meen, mense wil nou Pasga. Dis nou so gewild. Nee, ons hou dit nie. Wat sê jy? Wat is die Pasga? Is die lam wat geslag gaan word. Dis presies dieselfde as die offers. Die Pasga wys heen na die volmaakte lam wat geslag gaan word. Nou hou ek Pasga. Weet jy wat jy doen? Jy ontken die lam wat geslag is en jy sê 'n ander lam gaan geslag word. Nou as dit nie laaste is nie, weet ek nie wat dit is nie. Nou speel ons speletjies en ons hou kerkie en ons hou die Pasga want dit is vreeslik lekker. Nee, ons kom Vrydag aand by mekaar as gesin en ons eet die en ons doen daai en ons drink so, want ons sien dit in die Bybel. Waarom is jy besig? Jy verkondig dat daar 'n lam geslag gaan word wat die volmaakte offer is. Hoekom was daar 'n Pasga? Vir daai rede. Pasga was nie 'n sosiale byeenkoms of moraliteit of niks nie. Dis 'n heenwysing na die offer van Yeshua. Die besnydenis was 'n heenwysing. Die Sabbat is 'n heenwysing. Al daai dinge is 'n heenwysing. As ek dit vandag nog doen, omdat ek dink dit is oulik, dan is dit 'n heenwysing na dit moet nog gebeur. Dit het gebeur. Ek kan dit nie doen nie. Dis nie 'n speletjie nie. Net soos hulle nie op enige plek kon offer nie, kan ek nie aanhou met hierdie dinge en dink daar gaan nie 'n gevolg wees nie.